Goeiemôre maatjies, ek hoop julle het 'n heerlike week agter die rug en die wat al in die skool is, ek hoop julle speel weer lekker met julle maatjies en dat julle sommer baie goed, nuwe goed leer by die skool. Die wat nog die voorreg het om by die huis te kan wees, geniet dit. Mense kleintyd gaan so vinnig verby en dit is so lekker om gekoester te word deur mamma en pappa. Kom ons maak gou ons oogies toe. Baie dankie Hemelse Vader, vir u liefde en u goedheid. Dankie dat u ons so mildelik seën, dat u ons bewaar en beskerm elke dag. Dankie vir die nuwe somer wat besig is om aan te breek. Die blomme en die gras en die blare wat in die bome kom. Dit maak ons sommer lus en laat ons uitsien na hierdie somer. Dat u alles so mooi gemaak het, sodat ons dit kan geniet en kan waardeer. Seën elke maatjie, elke mamma en pappa. Dankie vir u goedheid. Amen. Nou maatjies, vandag se storie gaan oor die tempel van Salomo. Julle het seker al die storie eers gehoor, maar ek wil vandag vir julle 'n baie belangrike boodskap uit hierdie storie vertel. Maar eers gaan ek vir julle so 'n stukkie lees uit die boek van Arthur S. Maxwell, waar hy juis so mooi beskryf hoe Salomo hierdie tempel gebou het en wat gebeur het. Nou ek gaan vir julle lees van die inwyding van hierdie tempel. Toe die werk aan die tempel klaar was en alles so goed as moontlik gemaak is, het Salomo die oudstes van Israel en al die stamhoofde, die familieowerste van die kinders van Israel in Jerusalem bymekaar laat kom om die verbondsark van die Here uit die stad van Dawid, dit is Sion, opwaarts te bring. Wat 'n optog moes dit nie gewees het nie. En hoe bly moes die volk nie gewees het toe hulle die ark, wat nou byna al 500 jaar oud was, kon sien nie. Eerbiedig op die skouers van die Lewiete gedra, na wat hulle gemeen het, sy laaste rusplek in die allerheiligste van die pragtige tempel sou wees. Nou maatjies, julle sal onthou, hierdie ark waarvan hulle praat, was die belofte van God, waaraan die Israeliete vasgehou het, deur hulle swerwinge en woestynlewe en alles wat hulle beleef het, het hulle so vertrou op hierdie ark, want dit was hulle verbond met God, en al wat binne in hierdie ark was die 2 kliptafels wat Moses op geskryf het, die 10 gebooie wat God vir hom gegee het, en dit was vir hulle baie, baie heilig gewees. Toe die priesters die verbondsark van die Here na sy plek bring onder die vlerke van die gerubs, dit is engele, het hulle seker opgelet hoe klein dit eintlik was. Dit was maar net 55 duim in daardie tyd, lank en 33 duim in die breedte, so dis maar nie baie groot nie. En die nuwe allerheiligste plek was baie groot en vierkante gebou, sodat dit perfek daar kon inpas. Nogtans, so klein soos dit was, met al wat daarin is, as die 2 kliptafels wat Moses by Horeb daarin neergelê het, was dit nogtans die kostelikste en belangrikste ding in die hele tempel, want daar sonder die wet van God binne-in en die versoendeksel wat bo-oor was, sou die tempeldienste vir hulle geen betekenis hê nie. Skielik, toe die priesters uit die tempel uitkom, nadat hulle die ark daar op die plek neergesit het, was daar 'n groot golf van musiek en sang. 120 priesters het op trompette geblaas en 10-talle leviete het simbale en harpe en ander musiekinstrumente bespeel. En toe die trompetblasers en die sangers almal eenstemmig begin om die Here te prys en te loof, hulle stemme te verhef en gesing het, loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid, is die huis, die tempel, die huis van die Here met 'n wolk gevul. Aan Salomo, wat in die voorhof buitekant die tempel op 'n hoë koper verhoog gestaan het,
is vertel wat gebeur het en hy het diep bewoog geraak omdat God dit behaag het en sy goedkeuring gegee het vir hierdie tempel. Hy het gebid en hy het gesê, Here, God van Israel, daar is in die tempel of nêrens op die aarde geen God soos U nie, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir U knegte, wat voor U aangesig wandel met hulle hele hart. Maar sou God werklik by die mense op aarde woon? Die hemel ja, die hoogste hemel kan U nie bevat nie. Hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het. Maar weet julle maatjies, God het hierdie tempel wat Salomo gebou het aanvaar, want God het daai tyd Salomo se hart gesien. En net soos God Salomo se hart en sy eerbied en beloftes wat hy gemaak het aan hom, eerbiedig het en bly was daaroor, net so het ons vandag nog die voorreg dat God ons hart raak sien. God bly nie in daardie tempel nie. Dit is bewys toe die Israeliete verban is. Hulle was eers bang, omdat hulle nie meer naby die tempel kon woon, waar hulle gedink het God woonagtig is nie. Maar hulle het gou agtergekom, dat God nie vasgevang kan word in 'n tempel nie. Hy is almagtig, hy is oral, hy is oor die hele wêreld, en vandag nog, as ons hom aanneem, as ons saligmaker, en in hom glo, dan is hy deel van ons lewe. Hy het destyds die Heilige Gees gestuur, toe Jesus gekruisig is, om by ons te kan bly, om ons te bemoedig en ons te onderskraag in al ons doen en late. Maatjies, ek weet ons praat maar oor die algemeen, dat God daar bo in die hemel is. Ja, hy heers daar in die hemel, maar hy is ook in ons hart, hy is naby ons. Ons hoef nie net na die tempel toe te gaan, om hom te aanbid en in hom te kan glo nie. Hy is by ons, altyd. As ons praat, dan hoor hy ons, maak nie saak waar ons is nie. Wat ons doen, sien hy raak. So ons moet in alles wat ons doen en sê, so lewe dat ons God behaag. Wanneer ons hom nodig het, dan kos dit net om te vra, Here, help my. Ons hoef nie hoogvaardige gebede soos in daai tyd te bid en na sekere plekke net te gaan om God te aanbid nie. Jesus het vir ons die vryheid gegee, deur gekruisig te word, is die voorhangsel geskeur van die tempel, sodat ons na God toe kan deurgaan. Kom ons maak ons oogies toe. Baie dankie Hemelse Vader, dat ons weet, dat U alomteenwoordig is, dat U altyd naby ons is, dat as ons met U praat, U hoor, dat as ons na U soek, ons U sal vind. Seën ons in hierdie week wat voorlê, as daar maatjies is wat dalk siek is, of hartseer is, van mense wat hulle aan die dood moes afstaan, dan bid ons dat U hulle sal versterk en sal vertroos, dat hulle sal weet U is daar, en U gee om, want U is ontsaglik lief vir ons. Amen. Maatjies, julle moet 'n heerlike week hê, en geniet die somer wat hier is. Kyk na die nesies wat die vinkies bou. Dis te mooi om te sien, hoe God alles so volmaak gemaak het. Totsiens, tot 'n volgende keer.